Welkom in die huis van die Here. Wat 'n wonderlike lied om mee te open en te begin. Die vreugde van die Here is in hierdie huis. Amen. Amen. Ek weet is daar die tyd van die jaar waar ons 'n jaar deur gesien het, waar dit vir van ons dalk beter gegaan het as ander, maar weet jy wat, die Here het ons deurgedra. Amen. En daarom beweeg ons nou in hierdie Kersgetyd in waar ons die vreugde van die Here, die nabyheid van God by elkeen van ons kan ervaar. En ek wil jou regtig aanspoor om in hierdie Kersgetyd God altyd eerste te stel. Wie hy dit kom om alles toe. En daarom is ons joyous this morning. Daarom kan ons onsself verlustig in die Here. Amen. Amen. Kom ons staan net so aan buig ons die hoofde. Liewe Here, ons dankie vanmôre dat U genade vir ons groot is. Dat U ons deurgedra het in hierdie jaar, 'n jaar vir sommige van ons van swaar kry, maar Here, U het ons deurgedra. U het ons krag gegee, U het ons aan die eindpunt van hierdie jaar gebring. En daarom wil ons U hulde bring. Wil ons U besing, Here, want groot is U bo alles. Daar is niemand soos U nie, Here. So kom vanmôre in die volheid en in die krag en geniet ons lofgesange, geniet ons aanbidding, Here. En mag dit vir U soete, welrekende offer wees, daar in die hemele. In Jesus kosbare naam bid ons dit. Amen. Amen. Ek wil net gou deur die afkondigings hardloop. Ons het nou komende donderdag, dit is Kersmôre, is ons diens om 8:00. So dis 'n uur vroeër, sodat ons nog tyd by ons families kan gaan spandeer en regkry vir daardie familie gathering wat ons graag sou wou hê. Ek wil weer vir die sê wat hierdie Kersfees dalk alleen by die huis is. As jy nie planne het met die familie en vriende en daai klas van ding nie, ons gaan as gesin Kersmiddag hier by die kerk, gaan ons kom saam kuier. U is welkom. Stuur asseblief net vir my of Amanda 'n boodskap as jy sou kom, sodat ons net die voorbereiding daarvan dan ook net reg kan kry. Maar wat jy doen is Sondagoggend het ons die diens, dan gaan ons huis toe en dit wat jy vir jouself by die huis sou maak om te eet, dit bring jy dan 12:00 weer saam met jou terug na die kerk toe en ons gaan dan as 'n kerkgesin daardie middag saam kuier, saam eet en dan het ons The Chosen Silent Night. Is 'n video wat ons toestemming gekry het om vir julle op Kersdag te wys. Dan gaan ons dit kyk en onsself net verlustig in die Here. So as jy dalk nie mense het saam wie jy Kersdag gaan spandeer nie, laat weet vir ons, bring jou eetgoedjies saam en kom kuier saam met ons Kersmiddag. Goed, dan het ons oujaarsaand, is ons diens 11:00 die aand,
En so gaan ons die nuwe jaar in saam met die Here, gaan ons hom lof en eer bring, hom dankie sê vir 2025, maar ons weet die Here is ook al reeds in ons 2026. Amen. En dan het ons Sondag die 28ste, het ons ook net die oggenddiens om 9:00. Goed, nou gaan ons die Here se naam groot maak, met ons lofprys en ons aanbidding. Verlustig jou in die Here, sing uit jou hart uit en maak sy naam groot. Amen. Dan gaan Sanet vanmôre ons bedien met woord. So na die lofprys en aanbidding sal sy opkom, ons bedien met woord en daarna sal ek vir ons afsluit. Baie dankie worship leaders. Dankie pastoor. Kom ons gee vir Here nog 'n lofoffer. Sien langs ons brengies hier vanmôre. So die ander ene, die jou beste bring nog wat jy het. Amen, kom ons maak die Here se naam lekker groot. Kom alle volke, klap weer die hande. Kom ons juig en jubel voor die Here vanmôre. Kom alle volke, klap weer die hande.
van die dale. Hy is die mooie ster. Geef hom 'n geloof op die Here, vir die grootheid en die goedheid, Here. Here, ons kom sing van hoe wonderbaar wat U is, Here. U is die almagtige God en Vader. En Here, ons is hier vanmôre, Here, om met U te kom ontmoet, om met verkeer te kom ontvang vanmôre, Here. En so vra ons dat U ons met ons sal wees, Here. En ons aanbidding, Here. U ken ieder en elkeen van ons. U het ons in U naam geroep. En ons is U sin. En Here, ons loof U met alles wat ons het. Ons gee alleen lof, eer en dank. And as our next song is Here I Am to Worship, we are here to worship You this morning, Lord, and You alone. For You deserve all the glory and the praise. You worship wonderful and holy name. Hallelujah.
Let us adore you in the Spirit. Let us adore you for who He is. Yes, Lord. Thank you. For who you are, Lord. We just want to come and say, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is, Father. The name of Jesus Christ, our King. En dank dat ons vanmorgen kan wees in die plek. Dat U sal stilstaan by elkeen wat vanmorgen hierin gekom het, Ja, Heer. Here. Dat elkeen sal verander die uitgaan vanmorgen in die naam van Jesus. What a wonderful name it is, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, our King. Heilige Gees, mag U vuur in elke hart opstaan vanmorgen. Mag die woorde wat uit ons monde kom en ons harte vir U aanvaar wees vanmorgen, Here. Mag dit 'n aangename geur bring op U vanmorgen, Here. Holy Spirit, we leave this place this morning into your hands. Amen. 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 Kom ons gee vir die Here 'n lekker dank. Ek wil baie dankie sê vir elkeen wat vanmorgen gekom het. Dankie musiekspan. Dankie vir julle deel. Dankie dat julle ons ingehelp het vanmorgen om in die troonkamer te kan kom en daarmee te kan sing. Wat 'n wonderful name it is. What a beautiful name it is. Vir elke besoekers, ons klinieke span en die hele span vanmorgen hier, baie welkom aan elkeen van julle. En dat julle om te hoor wat die Here vir ons vanmorgen. Want kyk, die boodskap wat die Here vir ons gee, van hierdie kant af praat die Here is met my, die prediker wat die woord mee bring. En dan gaan die woord van julle toe. En mag hierdie naam, bo elke ander naam, die beautiful name, vassteek in julle harte vanmorgen. Want ons weet dat this what we do now, December, is not the reason for the season. But we always remember the reason for the season. Vir December, die tyd wat ons fees vier, die tyd wat het lekker is, die tyd van samen zijn, die tyd van liefde, want dit is ons nou die tyd waarin ons ingaan. So ek wil ons graag bietjie vat na die tyd waarin ons ingaan, want daar is 'n naam. En ek gaan dit weer sê en weer sê, want ons gaan nie hier vandag uitgaan, sonder ons besef, dat daar is 'n naam. So Desembertye is die tyd wat ons hierdie naam vier, meer as enige tyd ooit. Want ons kan dit nie net doen in Desembertyd nie, hierdie naam vier ons elke liewe dag. Want Jesus is hier vir ons elke liewe dag. Amen. So pastoor het al geraak aan hierdie woord, hy het gebring oor wat dit beteken vir jou, wie is Jesus vir jou. En pastoor het al halfpad in my woordekamer gepreek, het ek al gesit en gedink het asseblief pastoor, kan jy nou net stil bly? Want ek bring my koor. So ek weet as die Here vir ons 'n woord 2 keer gee, wil hy 2 keer met ons praat. En hy wil 3 keer met ons praat, want julle daar was 'n naam. Yes. Bo elke ander naam. En hierdie naam maak vir my so opgewonde in my gees, so ek weet nie wat dit vir julle doen nie. Want as jy hier sit in hierdie naam, weet jy iets vir jou nie, dan moet jy kom dat ek vir jou bid. Want hierdie naam wat ons herdenk, is vreugde. Hierdie naam is liefde. Hierdie naam is hoop. Hierdie naam is nou familie en samesyn. Want daar is 'n kind gebore vir ons. Spesiaal beplan, julle, deur God die Vader. En hy het gesê, hy gaan kom. Want ek het ook beplan, sê God. Nou kyk, ons weet dat wanneer 'n vrou swanger raak, dan het julle huis gedruk met broer mos. Ons moet nou 'n kamer regkry, en dit moet 'n spesifieke kleur wees, en dit moet mooi wees, en ons laat almal weet dat ek is nou swanger en ek gaan 'n babatjie hê, want dit is baie goeie nuus, reg? Ons kry alles bymekaar vir hierdie baba, en hierdie baba kom en hy verander in ons hele huishouding. So was daar ook 'n babatjie, 'n storie van 'n vrou wat swanger geword het, bonatuurlik, weet ons. En sy sou hierdie spesiale baba hê, maar weet julle, daar was nie eens 'n blyplek vir hierdie baba nie. Maar, hierdie baba het nie net gekom om hulle te verander nie,
Nee, hierdie baba het gekom om die hele wêreld te verander. Amen? Dit is waarvoor hy gekom het, en daar was soveel kere geprofeteer oor hierdie baba, die Messia, wat gaan kom. Spesifiek beplan vir 'n doel en 'n rede. Nou daar was ook deur Micha geprofeteer oor die plek waar hierdie baba gaan gebore word. Alles was haarfyn voor die tyd geprofesie. Nou profesie is wanneer hulle dinge sê wat gaan gebeur. So hulle het gepraat van die dorpie Bethlehem. En ons almal as ons Bethlehem hoor, weet ons dat dit is waar die kind gebore is. Maar dit is tyd dat ons weet meer oor hierdie kind wat gebore is. Want hy is gebore spesifiek vir 'n doel en 'n rede. En veral vir 'n tyd soos nou waar dit moeilik gaan die buite, is daardie naam, daardie wonderlike naam, nodig om nou te gebruik. Nou Bethlehem was nie 'n baie bekende plekkie nie, dit was 'n klein dorpie gewees, maar weet julle wat? Daar het skaapwagters, spesiale skape en lammers, groot gemaak. Hulle mag geen gebruik gehad het nie. Hulle is eenkant gehou, want hulle was geoffer in die tempel. Hoe is dit dat Jesus die kind in Bethlehem gebore is, wat gekom is om te offer? Die naam Jesus. Toe ek dit lees, toe spring ek al van my bed af. En ek dink, Here, hoe is dit moontlik? Perfek, rein, skoon, geoffer, vir later. So Micha 5 vers 1 en 3 wil ek graag net lees. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En dan vers 3, en hy sal optree, en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van sy Here, sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees, tot aan die einde van die aarde. Hy gaan groot gemaak word, groter as 'n doel om aan 'n kind gebore te word, want hy gaan kom, die een met die naam. Hy is gestuur, die beloofde, die heerser, wat groot is, die prins van vrede, niemand, maar niemand sal wees soos hy nie. Nou ons weet wat dan, wanneer ons weet daar is 'n baba, plek is reggemaak, nou moet ons 'n naam kry, né? So ons ouma en oupas bring name en ons Google deesdae name en ons vra vir almal 'n naam. En mamma en pappa sit en ons wonder oor die naam. Maar daar was 'n spesiale naam. So Jesaja 7 vers 14 het vir ons geskryf, geprofeteer voor die tyd van hierdie naam. En vers 14 in Jesaja 7 sê, daarom, had die oumas en oupas gekom en daar was die Google daai tyd die mense. Daarom sal die Here self, halleluja, die Here self, nie die mens nie, aan julle 'n teken gee. Die alwetendheid van God was hier beskryf. En hy het gesê, kyk, julle moet oplet mense, hier gaan iets groot gebeur. Die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Wow, sy alomteenwoordigheid, want dit is wat Immanuel is, God met ons. Daai naam was nie gekies deur enige iemand nie, dit was deur God, die Vader, wat in sy seun 'n welbehaag gehad het. 'n Maagd gaan geboorte gee. Dit is bonatuurlik, julle. En ek kan maar net indink hoe Maria ons gevoel het. En ek wil net lees wat die engel vir haar gesê het in Lukas 1, vers 31. Die engel sê, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Wow, hoe groot is hierdie Jesus? Hoe groot is hierdie naam? Bo elke ander naam. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. Ek kan nou net dink hoe Maria moes gevoel het. Ek glo, sy is 'n maagd, sy kan swanger word, al die dinge wat sy moet moet belewe, dalk bang, dalk onseker. Maar hoe mooi het die engel vir haar gesê in vers 35.
En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Halleluja, mense, ons dien steeds vandag dieselfde God. Die Here het nie verander nie. Yes. Hoekom sal hy vir Maria en vir Josef daai tyd gehoorsaak het, maar hy doen dit nie vir my en jou nie. Hy sal dit steeds doen vir my en vir jou. Waarmee ook al jy hierin gekom het vandag, en jy dink jy is alleen, en jy weet nie wat om te doen nie. Yes. Roep daai naam. Amen. Die naam bo elke naam. En die mooiste gedeelte wat die engel hier sê vir Maria, in vers 37 in Lukas 1 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees. Halleluja, mense, ek wil uit my vel uitspring. Geen ding is by God onmoontlik. Jou omstandighede, jou siekte, wat ook al jy het, jou familie is nie onmoontlik by God om te verander. Hierdie naam het krag, wil alle krag, en dit is wat ek spesiaal wil deurbring vir julle. As julle niks vandag onthou, behalwe dat geen ding sal by God onmoontlik wees. Mag die Here dit in julle harte vasdruk vandag, dat julle weet hoe spesiaal julle is vandag, dat julle weet, hierdie naam is 'n naam oor elke naam. God se tyd, God se wil, sal altyd perfek wees. Want daar is 'n naam. Daar's 'n kind gebore met hierdie naam, vir 'n doel en 'n rede. En ons het dit net al gesing, dis 'n kind wat gebore is, 'n seun aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. En ons kan aangaan met hierdie name, want daar is nie name soos hierdie name. So het God ook vir hulle beskerm, daar waar mama en papa geloop het. En ons weet ook dat Jesus het toe opgegroei, en so het hy wysheid gekry. Hy was saam met sy ouers en hulle het in Jerusalem gegaan, en daar het hulle hom gesoek en hulle sal hom altyd vind in die tempel, waar hy gewandel het, want hy het geluister, en hy het geleer, en hy het die leraars vrae gevra, en hy wil meer weet. Want Jesus het opgegroei vir 'n doel en 'n rede, wat 'n naam. Die Seun van God het gekom om te doen waarvoor hy gestuur was. Want Jesus is die weg, die waarheid, die lewe. En niks en niemand gaan dit ooit kan verander nie. So, met sy geboorte lees ons dan hoe hy groot geraak het, hoe hy gewandel het in die tempel, en die pad wat hy moes stap. Want julle daai naam het gekom vir verlossing, vir vrymaak, vir versoening, vir vrede, vir hoop. En dat elke een wat lewe en hom aanneem, die ewige lewe kan hê, jy hoef nie verlore te gaan nie. Hy het gekom om die profesie te vervul. Hy het gekom om vrede te bring. Hy het gekom, hy het vir vrede volgens. Hy het gekom om hoop te gee vir die wêreld. Hy het gekom sodat jy vry kan wees. Hy het gekom om liefde te bring. So waar hy gewandel het, het hy ook wonderwerke gedoen, wat die mense gesien het. Sy volgelinge het gesien, die disippels het saam met hom gewandel. Ons lees verder dan, die wrede dood, en hy moes sterf. Die lam, gebore in Bethlehem, in die krib, spesiaal, eenkant, perfek geoffer. Ons lees dan so ook van sy opstanding, ons lees van sy opwaging. Die plek wat hy gaan berei het, vir my en vir jou. En daarom is dit nodig, mense, dat ons 'n verhouding moet hê met die naam, oor elke naam. Hy het ons nie eers alleen gelos nie. Hy het gesê, ek gaan na my Vader om vir julle 'n plek te berei, en ek los die Heilige Gees in elkeen van ons. Sodat daar iemand was wat ons kan help en ons kan lei en ons kompas kan wees en ons trooster kan wees, want mens self alleen gaan dit nooit kan maak nie. Maar daar's 'n naam. Halleluja. Daar's 'n naam, Jesus Christus. Ek sê weer, daar is 'n naam. Daar is 'n naam. Hy is die wonderbare Raadsman, hy is die Vredevors, hy is die ewige Vader.
En dan het Paulus gekom. Ek hardloop sommer so die Bybel vandag net om vir julle te sê van hierdie naam waarmee ons begin het as 'n kind, wat ons nou, wanneer ons feestyd doen, herdenk ons hierdie naam. Maar onthou vandag, hoekom herdenk ons hierdie naam? Wat hy gedoen het, sy liefde vir ons. Filippense 2 vers 7 tot 10 wil ek gou vir julle lees oor hierdie naam. In vers 7 van Filippense 2 sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy het tussen die mense kom wandel en in 'n gedaante gevind as 'n mens en hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Sodat in sy naam, ek gaan dit weer sê, in sy naam, Yes. in die naam van Jesus, sal elke knie buig. Daai knie kan nie staan nie, daai siekte kan nie staan nie. Jou situasie, hy gaan nie staan in daai naam nie. Hy sal buig voor die Almagtige. That's all. That's all. En in daai naam sal buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde en die wat op die aarde is. Niks en niemand nie. Jesus, die naam, het gekom om vir jou 'n ander identiteit te gee. Want die leuen van die vyand glo ons mos nog so maklik. Ons sit so vinnig in 'n situasie waar ons sit waar ons nie eers kan opstaan nie. Ons sit in 'n situasie waar ons nie eers meer kan sien nie. Ons sit in situasies wat ons nie meer weet doen nie, maar daar's 'n naam, julle. En jou situasie se knie sal buig. God se woord is ja en amen. En hy sal nooit, maar nooit leeg terugkeer. Yes. Want ek sê weer vir julle, daar is 'n naam. Hierdie label wat mense aan jou kom plak het, hierdie label wat mense vir jou gesê het, man, jy is nie goed genoeg nie, jy moet maar stil bly, want ons wil nie jou stem hoor nie. Hierdie abuse label wat jy met jouself so lank al dra. Hierdie label van jou familie, hierdie label van jou huwelik, hierdie label van jou kinders wat jy dra. Jesus het gesê, daai label sal ek van jou afhaal, want hy sal buig in Jesus se naam. Yes. Amen. Dalk dink jy, hoekom is ek hier? Wat maak ek weer hier? Niemand gee tot vir my om nie. Maar ek kom sê weer vir julle, daar is 'n naam. Daar is 'n naam. En jou omstandighede sal buig voor daai naam. Jy moet net daai naam aanroep. What a beautiful name, what a wonderful name. Want jy is goed genoeg. Dit maak nie saak waar jy bly, wie jy is nie. God sê, kom. Kom na my toe. Jy wat bemoeid is, jy wat belas is. Ek die kind gebore in 'n stal, het groot geword. Gekom van die doel en die rede waarvoor God my geskaap het. Aan die kruis, gesterwe. Van elke label waarmee ons sit hier vandag. God het jou lief net soos wat jy is en mag hy vanmôre elke negatiewe label wat geplak is deur mense, deur jouself soms, deur die vyand wat ingekom het, verwyder in die naam van Jesus. Mag jy vandag jou kop omhoog loop en sê, ek is deel van 'n koninklike priesterdom. Mag jy gelei word deur die naam van Jesus, deur die waarheid in hom en nie meer die leuen van die vyand nie. Jou identiteit is 'n wenner. Jy is nie 'n verloder nie. In die naam van Jesus. Mag jy stap fearless, courageous for who you are in Him, but with your focus on Him. Not on people, not on their labels, not on your circumstances. Your eyes on Jesus. May He make you heal today. May He give you your identity back today. Want in die naam sal elke leuen gees val in die naam van Jesus. Onthou dat jou verlede maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jesus sê ek het gekom om jou vry te maak daarvan. Ons elkeen het 'n verlede. Ons elkeen het iets. En jy gaan vir my sê, maar jy ken nie my storie nie. Ek wil nie jou storie ken nie. God ken jou storie. Want dit is wat saak maak. Hy is die God van die onmoontlikheid. Ek net nog gesê en ek sê dit weer. Julle ons almal sit met lelike verledes, maar God sê weet jy wat? Ek was er vir weg. Daarom het ek aan die kruis gehang, sodat daai sonde van jou vasgenaal kon wees
saam met my aan die kruis. En die beste van dit is dat, voordat jy gevorm was in jou moeders skoot, het God jou geken. Yes. By jou naam. Jou naam is in sy handpalm gegraveer, sê die woord, en daarom kan niemand dit eers daar uithaal nie. So daar is 'n naam vir jou huwelik, vir jou familie, vir genesing, vir atmosfere, vir siele, vrymaking. Jesaja het gesê dat hierdie naam het gekom om 'n blye boodskap te bring. Gebroke harte heel te maak. Ons het deur 'n jaar gegaan wat nie lekker was vir sommige van ons nie. Ons gaan deur 'n jaar en ons weet dat daar soms siekte gewees, daar's mense van ons weggeneem. En ons sit met gebroke harte en ons weet nie hoe om dit deel nie. Maar ek vandag vir jou sê dat daar is 'n naam. En hy het gesê het gekom met daai naam om jou hart heel te maak. Want jy is spesiaal vir hom. Hy het ook gekom vir die verslawing. Dalk sit ons in 'n verslawing waarvan jy dink net jy weet, maar God weet. Maar die Seun Jesus het gekom om jou vry te maak van daai verslawing. En dit mag baie dinge wees. Onthou net, dit wat jy in die donker te doen, God sien jou. Jy mag dink, niemand sien jou nie, maar hy sien jou. Maar daar's 'n naam, julle, om hierdie geboeides vry te maak. Hierdie mense wat vasgesit het, geboeies, is daar 'n naam. Daar's labels wat aan ons kom sit. Daar's dinge waarmee ons loop. Maar daar is 'n naam. En ek kan dit weer sê, daar is 'n naam. En die beste van dit is, in sy naam sal jy vry wees. Jesus Messie, die koning van alle konings, die kind in die krib, het gekom. Maar hy het 'n naam. En julle onthou in die tyd wat julle moet onthou. Die prys is reeds betaal. Jy is skuldvry. Kolossense 2 vers 14 is my laaste vers wat ek wil afsluit vir julle net lees. Die skuldbrief teen ons. Dit wat jy gedoen het, dit wat jy het, dit wat jy vashou. Die siekte, die wanhoop, die verslawing, die minderwaardigheid, die onvergewensgesindheid, depressie, angs en vrees, al hierdie dinge het hy gekom en hy het gesê, luister, wat met sy uitsetting is, ons vyandig was, uitgedelg, weggeruim. Wat beteken weggeruim? Hy het weggevat. Yes. Hy het weggevat van ons af. Yes. Maar jy sit met siektes, met wanhoop, met verslawing, want jy weet nie wat om te doen nie. Maar ek wil vandag vir julle geskree mense, daar is 'n naam. Daai naam sal jou vrymaak. Sy woord sê dat dit moet buig. Halleluja. Alles wat hier staan, Halleluja. sal buig in die naam van Jesus Christus. Wat ook al jy het vandag, ek ken nie jou storie nie, en ek gaan dit weer sê. Daar is 'n naam, mense. Daar is 'n naam, Jesus Christus. Hy sê, met my wonde, het ek vir jou genesing gebring. So vat. Want ek het dit weggeruim. Ek het dit aan die kruis gesit vir jou. Jy wat so wanhoopig sit, ag nee man, staan op met jou stoel uit. Daar's 'n naam. Jy hoef nie in wanhoop te sit. Sê hy nie, dat ek het gedagtes vir jou, gedagtes van hoop nie. Is dit nie wat sy woord sê nie? Hoekom is ons so ongehoorsaam en ons glo die vyand, ons sit en ons vat hande met die vyand, maar ons glo nie wat God in sy woord kon sê nie. Hy sê dat daar is 'n naam, julle. Daar is 'n naam voor elke naam. En die vyand en sy bose magte en demone sal bewe in die naam van Jesus Christus. Ek sê dit weer. Die vyand en bose magte sal bewe in die naam van Jesus Christus. Jy sit met angs en vrees. Vir wie is jy bang? Waarvoor is jy bang? Sê hy nie, ek sal sorg vir jou nie. Sê hy nie, ek het gesorg vir die emoties. Hoeveel te meer vir jou nie? Dit is niks vir my nie. Ek is die God wat jou moontlik kan doen. Ek sit met verslawing. En verslawing kan ons heel erg praat. Ek het verslawing van nou drank is, of het 'n selfoon is, of het pornografie is, of het wat ook al het is waar ek verslaaf is, waar sonder ek nie kan klaarkom nie.
Julle daai boeie sal gebreek word vandag in die naam van Jesus. As jy hom net aanroep. Verslawing moet gaan in die naam van Jesus. Waarom wil ek die Christus wees? Is hy nie the joy of the world nie? Is hy nie die een wat jou vreugde vir jou gee nie? The joy of the Lord is my strength. Nou hoekom wil ek dan nou met depressie sit? En met 'n lang gesig sit? As ek die vreugde, die vrede van die Here, dan nou is die tyd wat ons dit dan herdenk. Maar julle, ons sit nie met dit nie. Ons sit met 'n lang gesig oor ons omstandighede. In plaas van om vir die omstandighede te sê, hallo, buig jy bietjie soontoe. Ek staan nou op in die naam van Jesus. Wat my depressie gevat het, wat my omstandighede gevat het, en ek reeds aan die kruis gesit. En dit maak vir my meer so oorwinnaar. Ek weet nie gaan jou nie, maar dit is maak ons weer van oorwinnaar. Onvergifnisgesindheid. Mense, hierdie kan vir ons vashou. Maar sy het my nou skeef gekyk, of sy het van my dit gesê, maar ek gaan nou mos nog nie vir haar vergewe nie. Nee, nee, dit is hoe die vyand ons wil vashou. Kom ons maak ons harte skoon vir die Here. Kom ons vergewe. Mense, as ons terugdink wat Jesus ons deurgemaak het aan die kruis, dit wat hy aan hom gedoen het, moet ek nie my lewe aan hom teruggee nie? Yes, amen. Vir dit wat hy gedoen het nie? Hoe kan ek dan nie vergewe nie? Want dit is een van die plekke waar die vyand ons lekker gedater. Hy ons lekker vaststaan. Maar mag die Here in die naam van Jesus vandag elkeen vrymaak wat sin en onvergifnis gesit het. In Jesus naam, die laaste een, minderwaardig. En hier kan ons net so sê. Maar ek is nie goed genoeg. Maar my ma en my pa het gesê, en Pieter gesê, die label is op my geplak van, wie dink jy is jy? Weet julle wat? Ek is 'n koningskind. Ek is deel van sy persoonlike koninkdom. Ek is wie God sê ek is, nie wie mense sê ek is nie. Wat God label my. Ek gaan nie laat mense my label nie. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was sy laaste woorde, Tetelestai, it is done. Hoekom wil ons dan nog loop met al die dinge, met al die bekommernisse, met al die verslawings, met die dinge wat ons so vashou, mense? Dit is letterlik soos iemand wat in 'n tronk sit, want dit is al wat jy heeldag aan kan dink. Maar ek wil net vir julle sê dat daar is 'n naam. Daar is 'n naam bo elke ander naam waarvoor elke knie sal buig in die naam van Jesus Christus. Mag die Here vandag vir julle elkeen vrymaak. Elke ketting val in die naam van Jesus. Kan ons gou ons oë sluit? En ek wil vir elkeen vra en vanmôre wat hier sit. As jy sit met enige van daai wat opgenoem het, of jy sit met iets wat nie eers genoem is nie. Jy sit, jy is minderwaardig. Jou huwelik, jou kinders, jou omstandighede, jou siekte. Steek jou hand op, die Here gaan vir jou sê vanmôre. Roep hom aan vanmôre, die Here is. Call upon the name of the Lord. Call upon his name. En dan sy naam Jesus. Dankie vir die hande wat opgaan. Die Here sien vir elkeen van julle vanmôre. Hy sal stil staan by julle vanmôre. Hy ken julle gedagtes vanmôre. Hy ken die verslawing vanmôre. Hy ken dit waarmee jy sit, wat in jou vas is, waarmee die vyand jou vaskom maak het. Maar vanmôre sal elke ketting val in die naam van Jesus. Elke siekte sal gaan in die naam van Jesus. Elke vrees sal gaan in die naam van Jesus. Daar waar die vyand gekom het en jou vreugde kom steel het, spreek ek die vreugde van die Here oor jou vanmôre in die naam van Jesus. Maar Vader, U sien elke hand wat opgaan hier vanmôre, Here. Here, U ken hulle harte. Here, delf verder in hulle harte vanmôre. Here, sal U hulle harte heel maak, Here. Here, ons wil net weer vanmôre U aanroep, Jesus. Jesus, die naam voor elke naam. Die naam waar sonder ons nie kan nie. What a beautiful name it is. Here, restore them, refresh them, renew their minds. Help them, Father God, because we know that it is your name
above all other names, that made us free, that gave us joy. And the joy of the Lord shall be our strength. Heilige Gees sal U elke hartskamer verander. Sal U by elke hartskamer stil raak, sal U by elke hartskamer aanraak. En daar waar jy sit met bekommernisse, en daar waar jy nie weet hoe nie, weet God weet. Yes. Jou familie, iemand wat siek is, jy wat sit met angs, jy wat gedink het jy is nie goed genoeg nie, situasies by jou familie, situasies by jou werk. Ek wil vir Jean sê vanmorgen, Jean, die Here ken jou hart, jy is goed genoeg. Jy is net as hy oorwinnaar. Stap in dit wat die Here vir jou gee. Moenie geleid op die eerste mens nie. God is lief vir jou soos jy is. Dankie Here, dat ons vanmorgen kan kom. En die naam roep, waaronder elke knie sal buig. Here, mag U hierdie woord vat en in elke hart sal vassit, sodat dit wat gespreek is vanmorgen, Here, dat ons sal onthou, by U en God is niks onmoontlik in my. Ons eer U, ons loof U, ons prys U, my God. Halleluja, amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hand. Amen. Sanne, baie dankie en wat 'n bevestiging van dit wat ons sê. Ons is in daardie tyd van die jaar waar die vreugde van die Here ons beskutting is. En wat 'n wonderlike boodskap om in daardie vreugde te deel. Daar is 'n naam bo elke naam. Jesus Christus, ons verlosser. Ek sien die musiekspan is reg om ons uit te sing op 'n lied. Ek gaan afsluit na hierdie lied. Baie dankie. Kom ons staan saam, geliefdes, en ons sing ons weer, what a beautiful name it is, the name of Jesus. And you are the word of the beginning, one with God and all Most High. In the holy creation, glory filled in you are right. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. The kingdom of heaven without us, so Jesus you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus.
Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Here, dankie vir die vreugde wat U alleen kan bring. Dankie vir die blye boodskap dat Jesus leef. Hy leef in my. En hy het vir my 'n naam gegee. O, prys die wonderlike naam, Here. Dankie Here dat ek die appel van die oog is. Dankie Here dat U my by die naam geroep het. Dankie Here dat ek kan verklaar dat U my liefhet met 'n ewige liefde. En daarom kom ons en gee ons U al die lof en eer vanmôre. Halleluja. Prys U wonderlike naam. In Jesus naam verklaar ons dit vanmôre. Daar is geen naam bo U naam. Die naam Jesus Christus. Amen en amen. Prys die Here. Voor ek die seën uitspreek, herinner ek net al die afdelingshoofde en die kerkraad om net gou agter te bly, om net gou 'n ad hoc vergadering met hulle gesels. Vir julle wat nou dalk op verlof gaan, wil ek sê mag die Here vir u reisgenade gee op die pad en die weer veilig by ons terugbring. Maar die wat nog hier agter bly, ons kyk uit vir julle donderdagmôre om 8:00 en weer sondagmôre om 9:00. En mag die Here net in hierdie feesgety waarlik op jou hart wees. Mag jy weet dat God jou liefhet. En net kan sterk staan in daardie gedagte, dat God jou nooit sal begewe of sal verlaat. Amen. Staan net en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus, en die leiding van die Heilige Gees, met elkeen van u wees. Amen.